See on the portals, He's waiting and watching for you and for me. Oh, come home. Oh, come on. You are weary. Come on. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closing, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Oh, none other has ever known. Kom ons gee die Here lofoffer. Staan sommer net so, gaan na die volgende liedjie wat ek hier op my hart het. Is 'n lied en dit beteken vir my so baie, hierdie spesifieke sang. Want jy weet, eendag het ou vir my gesê, hy het gesê, Dewald in die hemel, weet jy wat gaan ons doen in die hemel? Toe sê ek, nee, buddy, wat bedoel jy? Hy sê vir my, ons gaan net die hele tyd sing, heilig is die Here, heilig is die Here. Toe dink ek vir myself, die pastoor, gaan dit nie bietjie boring raak? En in daai oomblik hoor ek die Here sê vir my, elke sekonde wat ek sing, heilig is die Here, gaan hy iets nuuts aan my openbaar. Want dit is die grootheid van ons wonderlike Here, nee? So kom ons sing hom lekker saam, Holy Forever. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Ye your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Loof die Here. Dankie kosbare Here Jesus. Hier is 'n lied wat ek oor julle wil sing. Dis liedjies wat ek vertaal het na Afrikaans toe. Dankie Here vir die seën. Ek plei die bloed van Jesus nou oor jou. In jou seer kry en jou hartseer sal God jou veilig hou. Ek spreek sy naam, want is al wat ek kan doen. Desperaat en op my knieë bid ek vir jou. Ek bid vir genesing. Ek glo en vertrou. Mag hy die vrese en die leens van jou weghou. Ek bid dat dit deurbraak nou sal gebeur, want deur sy wonde is daar genesing aan God die Heer in Jesus naam. Ek lei die bloed van Jesus nou oor jou en verklaar dan sy beloftes en seën vir jou. Ek spreek sy naam, want is al wat ek kan doen.
Hy is groter en sterker. Hy is God, hy bly getrou. Ek bid vir genesing. Ek glo en vertrou. Mag hy die vrese en die leens van jou weghou. Ek bid dat dit deurbraak nou sal gebeur. Want deur sy wonde is daar genesing van God die Heer in Jesus naam. Wow. Want ons glo dit en aanvaar dit. Die krag van God se Gees neem beheer van die vlees. Ons ontvang dit en ons beleef dit. Die werking van sy Gees in ons is niks onmoontlik nie. Bid vir genesing, ek glo en vertrou. Mag hy die vrese en die leens van jou weghou. Ek bid dat dit deurbraak nou sal gebeur. Want deur sy wonde is daar genesing van God die Heer. Ek bid vir 'n lewe, 'n stel van geloof en duisende mense aan God wil harte gee in Jesus naam. Dankie kosbare Here. U sien elke hart, Here, elke begeerte, elke stukkie hartseer in Jesus naam. Ek pleit nou die bloed van Jesus Christus oor elke liggaam, siel en gees. Want daar is altyd vrede in die midde. Ek spreek Jesus. Ek pleit nou die bloed van Jesus Christus tot alle verslawings voor hom breek. Want hy maak ons vry en bring verlossing. Ek spreek Jesus. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig. Breek elke binding, skyn deur die skadies, brand soos 'n vuur. Kom gemeente, help my. Jesus van die berge, in elke stroom is hier. Eers voor die duister en al die vyande voor U. My geliefde sou U veilig in die heilige naam van Jesus. Jesus van die berge, in elke stroom is U. Eers voor die duister en al die vyande voor U. My geliefde sou U veilig in die heilige naam van Jesus. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig. Breek elke binding, skyn deur die skadies, brand soos 'n vuur. Want die naam is kragtig en die bring genesing. Die naam verlig. Breek
skadies brand soos 'n vuur. Dank Jesus. Wonderbaar is die liefde nou ook vir my. Die genade deur die bloed vloei dit oor my. God, U is so goed. O God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Aan die kruis sal ons bewys onvoorwaardelike liefde. Die graf is leeg, ons Jesus leef, die dood is oorwel. God, U is so goed. God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Oh, God, U is so goed. Oh, God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Ek is geseënd, ek is genees, ek is geliefd, ek het geen vrees deur sy liefde in Jesus naam. Ek is bemagtig en bekragtig en gesalf en toegerus vir sy glorie in Jesus naam. O God, U is so goed. O God, U is so goed. God, U is so goed. U is so goed vir my. Oh God, sing it with me. You're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Here, dat U ons harte hoor vanmôre. En Here, ek loof U, ons gee hierdie diens oor in U hande, en ons sê dankie, Here, vir die kragtige werking van die Heilige Gees. In Jesus naam, amen en amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ekskuus Armand, toe weet ek nie om jou mic aan te sit, lyk dit my nie. Wait, 2 knoppies. Hoorie, baie dankie vir die geleentheid, die voorreg om saam te kuier hier by julle. Ek hoop regtig dat jou hart ontvanklik is en dat die goeie wat hierdie ou praat vanmôre, dat dit in lyn is met natuurlik die woord van die Here, maar ek weet dit sal wees, want dis hoekom die Here my na toe gestuur het. Ek sal nooit vergeet nie, baie jare terug het ek 'n kind bedien wat langs die pad gesit het
en sy het bietjie gaan stap, of sy het gaan kuier by 'n kerel, op 'n plaas, dit was aan Robertson, en ek onthou, ek het gaan draf die oggend, 'n groot konferensie gehad daar met my band, en ek het die oggend vroeg so bietjie gaan draf daar in so 14, 15 kilos buitekant Robertson, en ek het op hierdie toneel afgekom van hierdie jong meisietjies, ek skat haar 17 jaar oud, 18 jaar oud, en ek hoor haar huil terwyl ek draf, en soos ek nader gaan, besef ek, hierdie kind se hartjie is in stukke. En ek het daar by haar gaan sit, en sy het na rukkie het sy haar hartjie oopgemaak, en ek onthou toe ek in haar oogies kyk, toe was dit so donker, jy weet, sy het baie seer, en sy het toe op 'n stadium het sy vir my iets gesê, sy het toe vir my haar verhaal vertel, sy sê, nee, sy het by haar kerel gaan kuier nou op die plaas, en hy het haar verniel, want die man vat bietjie, né? Hy vat wyn. En toe het hy haar verniel, en hy het haar laaste R55 het hy gevat. En haar hart is in stukke, sy's 'n kleerlingmeisie wat daar op die plase, jy weet, so in die wynplase. En sy kyk my so op 'n stadium, sy sê, maar meneer, dis nie al nie. Hy het my my geld gevat, meneer, en dan het ek is swanger met sy babietjie. In die oomblik toe ek dit hoor, toe sien ek, kyk, hier is nou baie meer dieper seer as wat ek besef. Maar ek het op 'n stadium met haar gepraat, en die Here het vir my daai skrif gegee, en ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. Terwyl ek met haar staan en gesels, gee die Here vir my daai skrif in Psalm daar staan. Do not put your trust in men, because they will fail you. Put your trust in the Lord. Moenie jou vertroue op mense sit nie. Ouens, luister hier. Ons kan mekaar afbreek, ons kan mekaar seermaak. Jy sit nie jou vertroue in 'n mens nie, jy sit jou vertroue in die Here. Want God wil hê ek en jy moet afhanklik wees van hom, van niemand anders nie. En dit is so belangrik, en hierdie ding moes ek leer. In 'n geval, ek praat met haar daaroor, en ek sê toe, en ek bemoedig haar, en deur die Here se genade, kom sy Heilige Gees, en hy kom raak hy kind aan, terwyl ek met haar praat. En ek kan sien, daar is 'n versigtende omstandighede. En ek is daar weg met daai meisiekind, wat haar handjies in die lug het, en sy het woord vir woord agter my aangebid, en haar hartjie vir die Here Jesus gegee, op daai teerpad. En haar lewe het verander. Ek onthou op 'n stadium het ek vir haar gesê, weet jy hoe lief is die Here vir jou? Sy sê, nee meneer, ek weet, ek sê, hy is vir jou onvoorwaardelik lief. Daar's nie voorwaardes in die Here se liefde nie. Ek sê, weet jy hoe ver moes ek blerry hol om hier te kom sit, om dit vir jou te vertel? Nou, ek wil vir julle vandag sê, ek moes 'n entjie ry om vanmôre hier te wees. Maar die Here het op my hart gelê. Ek het 'n pel van my gebel na in Pietersburg, Polokwane, en toe sê ek vir Marnus, ek moet hier uitkom, ek voel in my hart, die Here wil hê ek moet hier kom. Kom kuier. Toe sê ek, maar daar is nie petrol in my bakkie nie, hoe lyk jou budget? Toe sê hy, gooi papi, maak vol. So die Here is getrou, dit is wat God doen, as hy jou roep, dan sal hy jou toerus, hy sal jou bemagtig en bekragtig, en hy sal seker maak, jy kan gaan om jou job te gaan doen. Nou, ek het nou so die laaste 3,5 jaar, 4 jaar, is ek voltyds in die bediening. Ek het nie besef wat dit behels nie, en ek kan in alle eerlikheid sê, ek weet nie of ek het sou gedoen het, as ek het geweet het nie. Maar terwyl ek het sê, moet ek dit ontken. Want ek het in die laaste 4 jaar nader aan die Here beweeg as ooit in my lewe. Ek het meer van God se hartklop geleer as wat ek ooit voor die tyd kon gedink het. Ons het Australië en Nieu-Seeland getoer, ek en die manne wat glo. Deur die krag en die liefde bring die hoop. Ons het daai songs, ons het getoer. Man, dit was incredible, en ek het nooit op daai plek gekom waar ek die Here se hartklop nou hoor en verstaan en in lyn kom daarmee as ooit tevore nie. Nou, dis 'n groeiproses, en dit vat ongelukkig baie seer ook, want jy gaan deur daai vuur oond. En die Here moet al daai goede wat nie meer daar hoort nie, miskien bietjie trots, miskien bietjie selfsugtigheid, miskien bietjie me, myself en I, wat ook al die geval is. Die Here gaan en hy ontbloot dit, hy maak dit bekend, hy bring dit in die lig, sodat dit kan uitgesorteer word. En dis 'n baie seer besigheid, maar dit is absoluut die moeite werd. Kom ek sê julle wat gebeur. Net nou so laas jaar, bedien ek by die Mighty Men Mosselbaai, ek's nou weer op pad soontoe, ons het 2 groot Mighty Mens wat nou, in Kraddock, op Fish River Mighty Men, en dan het ons Mosselbaai Mighty Men in die amfitheater, oor 3 weke. So ek vlieg donderdag, en met my hele band, ek is verskriklik excited, baie opgewonde, maar wat gebeur,
laas jaar by die Mighty Men Mosselbaai, terwyl ek daar was, kom 'n vroukie na my toe en sy bring vir my so gebedskussing. En sy sê vir my, Dewald, die Here wys vir my, jy moet 'n bietjie op jou knie kom, hoor. Ek sê, is reg. Sy sê, hier is vir jou kussingkie, en sy gee vir my gebedskussingkie. Nou word ek wakker in die oggende, hier is het 2 uur, 3 uur. Nou dit kan van baie redes wees. Ouderdom, of het kan net eenvoudig stres wees, spanning, want daarvan het ek oorgenoeg, en wat ook al die geval is. Maar ek voel die Here maak my wakker, en hy laat hierdie goed toe, dat ek op my knie kan gaan. En nou vat ek my kussingkie, en in die middel van die nag, ja, gaan ek op my knie, ek smile nou, want my arme dogter, sy is 16, sy is 17, en sy het in die middel van die nag, eendag het sy wakker geword om badkamer toe te gaan, en toe sy deur die TV-kamer stap vir water, toe sien sy net hierdie ou, en ek het net by my ma eendag so talit gekry, right, talite van die Jode, maar dit is net vir my nice, en ek wil net afsonder, en ek gooi die ding so oor my kop, en ek sit en ek bid, en die arme kind kom verby, terwyl ek in my tale bid, sy is net so terug in haar kamer, maar, ja, net so tongeniekies, maar in 'n geval, ek gaan op my knie, en die Here begin my goedjies wys. Wie julle, ek sê een oggend is ek daar, terwyl ek op my knie gaan, en daar gebeur 'n ding. Nou, ek gaan vir jou nou sê, ek gaan miskien vir jou ietsie sê wat vir jou vreemd klink. Maar is okay, ek hoor my hart, nee, ek is op my knie die oggend, en die volgende oomblik sien ek 'n visie, 'n visioen, waar ek Jesus se voete was. Ek dink, wow, this is amazing. En die volgende oomblik is ek met my kop so op sy bors, en hy vat sy hand, en hy draai hy vat my kop, en hy sit hom op sy hart, en ek hoor daai, ek hoor daai hartklop, en ek hoor die Here sê vir my, seun, dit is tyd dat jy in lyn kom met my hartklop. En tog, Here, nou wat kan dit nou beteken? Ek is nie heeltemal seker. En die volgende oomblik kom daai skrifgedeelte in my hart op, wat in Jakobus staan, nader tot God, dan sal ek tot jou nader. Dis mos baie mooi. Ek gebruik dit baie by al hierdie mannekampe en so aan. Maar ek het nog nooit daai skrif behoorlik klaar gelees nie. Wie julle wat staan daarna? Hy staan, reinig jou hande, jou sondaar, en suiwer jou hart, jou dubbelhartige. En die oomblik toe ek die woord, pastoor, dubbelhartigheid hoor, toe gebeur daar iets in my hart, en ek sê, Here, is ek dubbelhartig? Am I a double-minded person? En die Here wys vir my, hoe ek so gefokus is, oor ek jare in besigheid was, en om tog net nie 'n huis of 'n kar te verloor, of om dit nie, want ek probeer met my bedieningsgeldjies, probeer ek al daai balle in die lug hou, en ek sien, dit werk nie. Want ek wil tog net nie iets verloor nie. Ek wil tog net nie dit prys gee, want ek probeer nou maar kyk hoe ek kan maak, of ek miskien 'n deal aan die side kan doen, of iets, dat ek net, want dis ook maar in my in, jy weet, I must provide, ek moet voorsien vir my vrou en my kinders. Wie julle, so week of wat daarna, was ek weer op my knie, en daai spesifieke week, is in Julie maand laas jaar. Dis die eerste keer in die 4 jaar, wat ek nie kan optredes doen nie, want ek moet gaan vir 'n poliepe-operasie, en die manne is bekommerd oor my stem, want ek oor eis om heeltemal, deur die Here se genade partykeer gemiddeld, tussen 15 en 20 optredes 'n maand, en dit is my verskriklik lekker, so ek moes nou so 'n bietjie rus ook, en daai spesifieke oggend, is ek weer op my knie, en ek sê, ag Here, ek besef, daar's nou moeilikheid, en ouens, ek gaan nou vir jou goedjies share, dis die mooiste karretjie, amper dog ek kry 'n persentjie. Ek is op my knie, ek sê, Here, en ek weet nou nie of jy al so gebid het nie, maar ek gaan nou vir jou sê wat het gebeur. My makelaar bel my. Hy sê vir my, ou Dewald, buddy, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Hy sê, maar jou anniteit is nou 3 maande agter. Hy sê, jou polisse gaan verval. Ek sê van Paul, nou wat wil jy vir my sê? Hy sê, buddy, ek wil net vir jou sê, jy kan nie nou daai goed drop nie. Dis nou krities. Hy sê, ek sê, maar wat moet as ek nie geld het nie, wat maak ek? Ek sê, ek kan nie, wat moet ek doen? Sê jy my? Hy sê, nee, ek weet nie wat vir jou te sê nie, ek sê net vir jou, daar's 3 maande agter sal hulle gaan daai ding vir hulle maak, omdat hy lê, ek weet nie, die makelaars hier sal weet, en ek onder spanning, en ek besef, intussen kry ek, want kyk, dit gebeur mos, partykeer sommer so alles gelyk,
Stuur die universiteit 'n tikkie stuur vir my 'n brief. Hulle sê jy moet jou seun se 3de jaar semester betaal. Daar's nog 'n lekker R36.000. Man, dit gaan lekker. En ek kry daai goedjies. Ek sien maar hier's 'n mooi geldjie. Dis great en ek kan nie optree nie want ek is vir 'n operasie gewees. En ek gaan daai oggend op my knie. Ouens, ek wil dit net vir jou noem. Dit is nie noodwendig vir my lekker om myself so te ontbloot nie. Maar as dit vir een ou iets hier vandag kan beteken, dan doen ek dit met die grootste liefde. Want hierdie bediening van my gaan nie oor my nie, dit gaan oor die Here. So gaan ek en ek sê, Here, ek sê op my knie, ek sê, Here, ek weet nou nie of jy al so gebedjie gehad. Ek sê, ag Here, wil U nie maar daar in die hemel net 'n paar rand vir hierdie ou losmaak nie. Here, alles bestaan ons, alles behoort ons aan U. Hy het ons al, ek sê, Here, laat ek net hier deur hierdie ding kom. En weet julle wat die Here antwoord my? Jy gaan nie glo nie, hy antwoord my dadelik. Pastoor, weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, seun, jy was daarom baie lank laas by die ouer huise. Ek dink, ag Here, dis nou nie die antwoord wat ek wil hê nie. Want vir my om met my gitaar daar by Vryelkeer te sing is ook nou nie van nie, hoor? Ek sê, is reg, maar nou is ek so in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek weet die Here praat met my, so ek is begeesterd. Wat ook al hy sê is reg. En ek sit op my Facebook, Ek sal 10 gratis optredes in Gauteng, moet Petrol in ag neem, né? Ek sal 10 gratis optredes in Gauteng by ouer huise, as iemand belangstel, dan sal ek dit gaan doen. Radio Kansel bel my. Wynand, Rousseau en Janine, hulle bel my. Hulle sê, Dewald, hy sê, jy het 'n pragtige inskrywing vanoggend gemaak op Facebook, dis baie mooi man, kan ons met jou 'n radio onderhoud voer? Ek sê, natuurlik Wynand, is belle van my. Ek sê, yes, ons kan gesels, bel my so 10 uur se kant, of wat ook al, daar bel hy my. Op die lig. Dames en here, dis nou hy. Dames en here, welkom hier by hierdie uitsaai program, wat ook al hy dit noem. Hy sê, ek het die voorreg om 'n groot vriend van my aan die ander kant van die lyn te hê. Dewald Gous en luisteraars, julle gaan nie glo wat 'n wonderlike nuus het hy vanoggend op sy Facebookblad gepost nie. Ja, hy maak dit so smart klink, ek wil ook hoor. Hy sê, dames en here, Dewald Gous gaan van nou af alle aftreeoorde in Suid-Afrika gratis bedien. Julle kan maar net bel. Ek dog jou wetter. Maar nou smile ek. Jy sien, want die Here stel nie belang in my en jou ongemak nie. Hy stel nie belang, hy is binne daai ongemak is hy by jou. En ek sê toe, dis reg, ouens, dit was nie 2 dae nie, is die eerste 10 uitbespreek. Ou Tannie Lulu wat my boekings normaalweg doen. Daai antie raak so opgewonde, sy boek nog 10. Nee, hier gaan ons. Ek het hierdie week, het ek die 56ste ouer huis in amper 6 maande gratis bedien. Die Here het elke liewe koste voorsien. Alles. So ek staan nie hier vir jou en sê, die Here voorsien nie. Want dit sal 'n leuen wees. Die Here gee vir wat jy nodig het. Nie noodwendig wat jy dink jy wil hê nie. Maar hy gee vir wat jy nodig het. So ek kan dit net vir jou in alle oortuiging sê. Hierdie is nie 'n klaagliedere nie. Hierdie is maar net 'n paar dingetjies wat ons dalk so 'n bietjie moet net oor gesels. Ek het die grootste seën ontvang oor die laaste paar maande. Onder andere. Die heel eerste optrede waar ek was in Danville. Ekskuus, ek wil net hierdie optel, want iemand het sy ring verloor. En dis 'n baie mooi ring. Nee, dankie, maar dis nie 'n probleem nie. Baie dankie, hoor. Want hy bly my oog vang, en ek weet, dis 'n duur ding, en dalk 'n trouring, né? Ja. My oom moet fokus, hoor. Sien, nou is ek van my storie af. Help my gou, waar was ek? Danville, julle, ek kom in Danville aan. Nou, dis 'n verskriklike arm gemeenskap. Ek stap, hulle kry net Sassa, daai ooms en tannies, en dan moet hulle 1/3 van dit, of 'n kwart van dit betaal vir hulle kamertjie, dan is dit. Daar's niks verder nie, nee. En daai mense kry baie swaar, maar hulle kom daaraan, en weet julle wat ek sal my lewe nie vergeet nie. Daar kom 'n oom ingestap, daar seker so 20, 25 mensies wat nou vir my kom luister.
Daar kom 'n oom ingestap en hy het sy soet aangetrek. Hè? Wat man? Jo. Kyk het so. Sien die oom met die soet. Hy kom vir die jongman, kom hy luister en hy vind dit so belangrik dat hy sy soet aangetrek het. Wie ek sing my hart uit en toe klaar is, toe bedien daai oom my. Nee, ek kan nie, hy bid Eksodus 14 oor hierdie ou, nee, op baie stadium het ek dit so nodig. En hy roep die volk nader, hulle moet saam bid. Dit was so 'n seën geweest. Met 'n ander geleentheid is ek hier op pad na Klerksdorp omgewing toe en ek is hulle vra vir my of ek in Hartbeesfontein kan bedien by 'n ouete huis en ek sê ja, sure, ek trek af en ek is daar in en daar's 'n oom wat terwyl ek hierdie liedjie sing, terwyl ek hierdie ding wat ons nou gesing het, God, you're so good, terwyl ek dit sing, sien ek hoe 'n oom uit sy rolstoel uit probeer opstaan, met sy hande in die lug, en die matrone hardloop nader en sy gryp hom en sy hou hom vas, en hulle begin huil, want sy weet iets wat ek nie weet nie. Sy ken daai oom se omstandighede. Op 'n ander geleentheid het ek in Pretoria bedien, en die volgende dag bel 'n vriend my, van die Mighty Men ouens, hy sê vir my, Dewald, jy was gister in Pretoria by 'n ouete huis. Ek sê, ja, buddy, ek was daar. Hy sê, ek wil nou eers vir iets vertel. My skoonma en my skoonpa is daar. Ek sê, ja. Hy sê, hulle is 70, Dewald, en hulle wil nou skei. Ek sê, Pella op 70. Hy sê, ja, hulle is nou klaar. Hy sê, maar hulle het vanoggend gebel. Toe sê hulle vir my, vir ons kinders, hoor die Dewald het bietjie kom sing daar so by ons, en ons het nou maar besluit, ons gaan dit maar weer 'n gou gee. En ek onthou, ek was besig om te sing, toe sien ek 'n oom staan daar agterop, hy was maar half knorrig, amper gee ek 'n ander woord, so knorrig, en hy kom so verby, en hy het hier tot hier voorgekom, en hy het langs 'n tannie kom sit, en hy het haar handjie gevat. Ouens, daai tipe goed wat gebeur, en daar's soveel meer. Daar's soveel, ek kan nie vir jou begin vertel, die kere wat ek tussen ooms en tannies, wat in 'n uiters konservatiewe gemeentes groot geword het, waar ek tussen hulle gaan kniel en sing, en as ek om my kyk, dan sien ek hoe die Gees van die Here die ooms en die tannies aanraak, want hulle harte is nou reg vir die Heilige Gees. So kan ek ophou natuurlik nie. Ek sal weer maandag in Vogwel by 'n ouete huis. Dis vir my verskriklik lekker. En die Here gee ou krag. En nou kry swaar, ek het nou, laasweek waar was ek gewees? In Petrusburg. Ja, ek was al by 'n klomp optredes gewees in daai omgewing. En in Edenburg, Reddersburg, en toe Petrusburg, en toe ek in Petrusburg kom, en ek bedien die ouete huis, sê daai vrou vir my, sy's dierbaar, maar Jesus het my gegooi. Sy sê vir my, Dewald, almal kan nie na die saal toe kom nie. Wil jy nie asseblief net daar, saam met my, laat ons in die vryelkeer, of daar waar dit nou, hier in die einde is, gaan stap met jou gitaar in. En natuurlik sê ek vir as reg, as die Here so sê, dan doen ek dit, maar ek sien eintlik nie lekker kans nie, want my pa is nou 2 jaar terug is hy oorlede, en dit was 'n flippenseer besigheid, en terwyl ek loop in die gitaar, sien ek ooms en tannies wat in my pa se situasie was, wat ook maar hulle heupe gebreek het, en daar op daai plat matrassies lê. En terwyl ek daar instap in daai kamers, en ek begin sing, en hulle tel hulle hand op, en ek sien hoe die Here dit vir hulle aanraak. Ouens, man, die Here wil jou gebruik, man. Ons kan nie sonder passie vir Jesus vir iets doen nie. En nou sê jy vir my, maar dis Dewald, ek kan nie deur hierdie moeilike goed gaan nie. Weet jy wat? Jy gaan okay wees. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog hier op aarde. En dit is moeilik. Daar is uitdagings. Daar's buitensporige uitdagings, man. Ek gaan self op die oomblik deur 'n ding wat ek nie verstaan nie. Moeilike ding. Ek het geen antwoorde vir dit nie. En dis nie die Here se skuld nie, dis my eie skuld. So ek kan nie eers met hom beklei daaroor nie. Want ek weet ek was verkeerd. Die feit bly staan. Die Here is net goed. Kom ek sê julle wat doen hy? So 'n week en 'n half nadat ek daai opdrag van die Here gekry het op my knieë, sit ek daar by die huis, en ons is besig om binnelanders of iets te kyk, ek weet nie wat nie, maar my hart klop, ek dink hy mis 'n beat van al die stres, want ek moet daai goed betaal. Ek kan nie vir my kind sê, jy kan jou laaste finale eksamens gaan skryf nie. En ek het ook soveel trots, ek wou nie gehad het hy moes skuld maak. Ek wil hom nie met skuld in die lewe instuur nie, so ek het alles geabsorbeer. Pleks het ek, die mannetjie doen, maak klaar meer geld as ek.
Maar nou weet julle, ek sit daar so, en my volgende oomblik kyk my vrou my so, sy sê, jy alright? Ek sê vir haar, ja. Onthou, ek het geleer, ek moet die Here se stem hoor, ek moet gehoorsaam wees aan sy stem, en ek moet oorgee, en die res los ek in sy hande. Ek het dit geleer, kan ek dit toepas? Op daai stadium nie, want ons is mense. Partykeer is dit, die spanning nie goed is, dit is net te veel stres, jy weet nie om daai ding uit te sorteer nie. Dit is maar menslik. Jy gee dit vir die Here, sê, Here, ek gaan nie, ek weet, om te vrees is die teenoorgestelde van geloof. Ek ken al die goed, ek preek dit, maar om dit toe te pas is nie altyd so maklik nie. En dit is waar die probleem inkom, en ek sê daarvoor, ek sê nee, ek kan nie verstaan nie, ek ken al hierdie woord, ek weet, maar ek voel nog steeds die spanning. Terloops, Jesus het dieselfde spanning gehad in die tuin van Getsemane, en hy weet baie meer as ek en jy. Selfs nadat die engel aan Jesus verskyn het, het sy sweet geword soos bloed, onthou julle daai? Hy het spanning gehad. Terwyl ek en sy praat, en ek sê, vir weet jy wat, ek het gekies om die Here te vertrou. Ek weet nie hoe die ding gaan uitwerk nie, of uitspeel nie, maar ek moet net vashou aan dit wat ek glo in my hart. Terwyl ek daai gesprek met haar het, kry ek 'n boodskap van 'n boer uit Bethel uit. En al wat hy daar skryf, dis nou 'n week en 'n half nadat ek daai opdragte gekry het, dit uitgevoer het of begin het met dit, né? Daar staan geskryf in daai WhatsApp, Dewald Gous, ek sien wat jy vir die Here doen. Gaan groot vir Jesus. En hy betaal R100,000 in my rekening in. Let wel, nie 1 miljoen nie. Hy gee vir my presies wat ek nodig het, om my anniteite te betaal, en om my polis op datum te bring. Luister ouens, sou dit gehelp het as hy het vroeër gedoen het? Verseker, vir my. Maar die Here se tyd is nie ons tyd nie. En jy kan daai ding bevraagteken, op 'n stadium bel 'n pel my, hy sê vir my, Deel, hoe gaan dit daar? Ek sê nee, dit gaan uitstekend, die Here is in beheer. Ek sê, maar ek moet vir jou eerlikwaar, ek verstaan nie sy tydsberekening nie. Ek is genuine, ek verstaan nie, hoekom moet jy eers soos Lazarus begin vrot, voordat die Here jou help nie. Ekskuus julle, dis nou my gebrokenheid. Maar ek vra die Here, ek sê, Here, ek verstaan nie, hoe u kan die dinge vinniger help mee, Here, asseblief. Moet eens eers deur daai spanning gaan. Die Here gee vir my 'n liedjie, die liedjie se naam is Die Reën Sal Weer Kom, en ek wil hom graag vir julle sing. Ek het hom so gekry, Januarie het ek hom vrygestel, en in daai tyd is dit verskriklik droog daar deur die Karoo, en julle weet van al daai brande in Mosselbaai en daai omgewing. Nou is my hele toer is op pad soontoe. Ek ry in ek is hier deur die Vrystate, Welkom in Parys, en ek het in Beaufort Wes, en so gaan ek in spesifiek Beaufort Wes toe ek daar optree, kom daar, die plek is vol man, is op 'n Vrydag aand dink ek gewees, ja, en daar's baie mense, en na die tyd kom daar 'n man aan my toe, 'n joernalis, en hy kom praat met my, en hy sê net dankie, die Here het vir hom in sy hart iets besonders gedoen, en ek hoor dit, en dit is my mooi, en ek sê nee, ek waardeer, dankie dat jy my terugvoer gee, ek waardeer dit. Die volgende dag skryf hy 'n stuk, en hy skryf die volgende, nou in my weergawe, hy sê, daar het 'n man, want hy ken my nie, nou daai tyd toe ken hy my naam, Dewald Gous, hy sê, daar het 'n man by ons kom optree gisterand, in ons dorp. Die opskrif van sy plakkaat staan, die reën sal weer kom. Ek het gedink, hy gaan vir ons kom bid vir reën. Hy het nooit gebid vir reën nie. Hy sê, maar, ek het 'n belewenis van die Gees van die Here gehad, soos nog nooit in my lewe nie. Ek het werklik waar die geestelike reën van God beleef. En dit het my lewe verander. Ouens, van daar af elke liewe optrede, dan dink ek nou, moet ek nou bid vir reën? Die Here lê dit nie op my hart nie. Ek moet die evangelie verkondig die evangelie. 3 weke later, toe ek deur die Karoo ry, toe hoor ek die wolke kraak en steun. En daai onbeskryflike reënval kom oor die Kaap en die Karoo, soos ek nog nie beleef het nie. Soek eers die aangesig van God, en die res sal bygevoeg word. Maak nie saak wat jou uitdaging hier is nie, maak nie saak watter deurbraak jy verwag nie. Ek weet nie of jy finansiële uitdaging het nie. Want meeste van ons dink ek het. Is dit finansiëel, miskien is dit in 'n verhouding? Maak nie saak, miskien dalk is dit, vertrou jy die Here,
van 'n aanraking vir 'n genesing. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat se emosie jy tans beleef nie. Ek het vir jou goeie nuus, Jesus Christus ken elke emosie. Daar's niks wat hy nie ken nie. En hy sê vir jou, soek eers my aangesig en die res sal bygevoeg word. Ek sing graag vir julle hierdie liedjie, sy naam is Die Reën Sal Weer Kom. Julle kan hy ligte maar afsit hoor. Die son straal uit sy droogte, die aarde kraak en steen. Iewers oor die bosvel begin die wolke dreun. Wind waai stof oor drome wat verbrand. My hand is leeg en gebroken, geloof bloei uit my hart. Ek glo die reën sal weer kom, die toekoms reeds bepaal. Ek glo aan nou beloftes, verbond wat nooit verval. Hy het gesê hy is altyd hier, sy druppels val op jou. As ek luister na sy stem, sal ek op hom vertrou. Velde roep en fluister, voerbakke raak leeg. My kalvers kyk na boontoe, maar net die hemel weet. My kinders vra, ek gee antwoorde van hoop, maar ek vra altyd die Vader, wanneer maak die hemel oop? Ek glo die reën sal weer kom, die toekoms reeds bepaal. Ek glo aan nou beloftes, verbond wat nooit verval. Hy het gesê hy is altyd hier, sy druppels val op jou. As ek luister na sy stem, sal ek op hom vertrou. Ek hoor 'n druppel op die dak val, soos die sagste, mooiste lied. Die trane rol oor my wang en my hart begin weer sien. Ek glo die reën sal weer kom, die toekoms reeds bepaal. Ek glo aan nou beloftes, verbond wat nooit verval. Hy het gesê hy is altyd hier, sy druppels val op jou. As ek luister na sy stem, sal ek op hom vertrou. Baie dankie. So 2 jaar terug bel my broer my die dag, hy kuier by my pa daar in ons bly in dieselfde tyd of die omgewing daar in Hartbeespoort. Hy bel my en sê, Dewald, jy moet miskien nie by die goue draai maak, pa, hy het geval deur die nag. En ek kom daar aan en ek sien my pa lê daar op hy matrasie langs die bed. Ek sê vir hom, Dad, wat gaan nou aan? Hy sê, nee, maar hy is 85. Hy kry baie swaar. En op 'n stadium sê vir my, hy sê, seun, hy dink dis nou maar sy tyd. Ek sê, nee man, moenie so praat nie, wag nou. En ons bel die medics, hulle kom daar aan en sê vir my, hoor jy ou, jy het jou pa definitief sy heup gebreek. Ons gaan nou moet hospitaal toe vat. Ek sê, nee, dis reg. Vat hom ambulans, hospitaal toe, 90 dae in ICU. Ouens, ek kan nie vir julle sê, die warrelwind van emosies waardeur jy gaan, want dan is daar 'n goeie nuus, dan lyk dit asof hy een of ander, ek weet nie soos die regte woord, die kiem of wat ook al, het hy gewen, en as ek weer kyk is waar daar weer 'n nuwe ding. Dit hou net nie op nie.
Dit hou net nie op nie. Op 'n stadium het ek daar by hom gestaan en ek hoor, want nou raak mense ook maar vriende met almal wat nou so by hulle geliefdes kuier in die ICU's. En op 'n stadium staan ek daar by hom en ek hoor, hier's 'n groot storie aan die gang hier. In die gang en toe ek kyk, toe sit 'n vrou wat 64 is of iets, haar hart het gaan staan. En hulle jaag die kinders en die pa uit. En soos wat hulle uitgaan, gaan ek agterna, want ek ken hulle nou al en ek vat hulle hande en ek begin saam met daai gesin te bid. En ons bid, maar ek bid en ek voel die teenwoordigheid van die Here. Ek weet die Here doen iets besonders en die volgende oomblik loop 2 susters by daai saal uit en ek hoor die een suster sê vir die ander ene, dit kon net die Here gewees het. Toe daai vrou se hart weer begin klop. En ek weet nie wat die detail is rondom dit nie, maar ek glo my hele hart die Here het 'n wonderwerk gedoen daar. Ek staan op by my pa en ek dink, Here, kan jy nie maar vir my pa ook help nie, jy weet. Jy vra, jy verstaan nie. Here, ek doen die werk, Here, ek help my met my pa. Ek bid vir mense, daar's genesings, Here, asseblief, my eie pa. Nou ry ek op 'n stadium huis toe, seker so op dag 80, 85 ry ek huis toe. En intussen moet ek oral optree in die land. Nou staan jy daar en sing, jou pa is in intensief, hy is onder sedasie. Jou senuwees is klaar, maar jy moet voor hierdie mense, moet jy smile en jy moet jou beste gee. Hulle weet nie wat eintlik in jou hart aangaan nie. So dit is nogal vrek moeilik. Maar jy moet hulle bemoedig, maar jouself is stikkend. En ek ry terug van Suid-Afrikaanse hospitaal terug na my huis toe in Harties. En daar is 'n dominee wat praat op die radiostasie. Ek dink dit was Radio Kansel. En hierdie dominee praat oor die verhaal van koning Hizkia. Nou luister ek. En wat gebeur het is, die profeet het na koning Hizkia toe gegaan, toe sê hy vir hom, jy gaan sterf. Toe sê hy, ek gaan nie sterf nie, ek aanvaar dit nie. En hy het sy gesig weggedraai. En hy het tot God gebid en gesê, God, ek was 'n goeie man, ek het my kant gebring. Wees my genadig en genees my. En in die woord staan aan, God het sy plan verander. En hy het 15 jaar by koning Hizkia se lewe gevoeg. Nou hoor ek hierdie pragtige boodskap op die radio, terwyl ek ry, en die volgende oomblik, hoor ek die Here sê vir my seun, wat het 15 jaar terug met jou pa gebeur? Ek sê, Here, en ek onthou my pa het 'n hartaanval gekry op Pietersburg Golfbaan. En hierdie selfe pel wat my help met die petrol, hy het op hom afgekom en ons het hom by die hospitaal en hy is in daai selfe hospitaal opgeneem daai jare, want dit is mos nou maar Pretoria waar hulle die groot operasies doen en hulle kon nie vir hom stents insit nie, hy het 'n 2-vat hartomleiding gekry. Dubbele hartomleiding, 4 vat. Ek weet nie hoe die goed werk nie, maar dit was 'n groote. En ek onthou ook, ek het 15 jaar terug, daai tyd, het ek een oggend, in die middernagtelike ure by my pa se bed gaan kniel, ek het my hand so op sy bors gesit, gesê, ag Here, moenie my pa nou vat nie, Here. Asseblief, Here. Gee hom net nog 10 jaar. En ek onthou, in daai kar, terwyl ek terugry, sê die Here, onthou jy het gevra vir 10 jaar, ek sê, Here, ek het, dankie Here, hy sê, ek het vir hom 15 gegee. Nou kom ek my kind haal. Wat die Here in ons seerste seer situasies doen is, hy is daar. Het ek antwoorde in daai seerste seer? Nee, ek het nie. Maar het ek bemoediging deur die Heilige Gees? Ja, ek het. Want hy is 'n liefdevolle God en hy gaan jou nie alleen los, terwyl jy deur hierdie onbeskryflike seer gaan nie. Want dit is wie hy is. Die Here het my vinnig geleer, dat die seën van die Here niks te doen het met my aardse begeertes nie. Die Here het my vinnig geleer, dat in die woord in Matteus staan, dat Deuteronomium is vol blessings van al die goede wat gaan gebeur, die reën op die regte tyd, en die kuddes wat vermeerder, en die land wat groter word, en alles wat net meer, alles in die vlees, alles was vlees, onderhou die wet, en jy word vleeslik geseën. Die Here Jesus het die skeidsmuur aan die kruis kom breek, sodat ek en jy kan deel in die geestelike seën. En weet julle wat staan in Matteus? Daar staan, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ek het ook geleer hierdie laaste jaar, jy vergelyk jou met niemand op aarde nie. Want jy het jou eie pad, you running your own race. En dan sal julle hierdie liedjie onthou. One day at a time, sweet Jesus,
That's all I'm asking of you. Een dag op 'n slag, ouens. Moenie die goeie vooruit hardloop nie, moenie nou al dink aan die einde van die maand nie, moenie dink oor 2 jaar of 3 jaar. Gaan en sê net en herinner jouself, die Here sê in sy woord, His mercy is fresh and new every day, every morning. Vir vandag. Dis bemoedigend, is dit nie? Om te weet dat die Here vir ons gaan okay wees vir vandag. En hy sal vir jou weer sorg môre, want dis 'n nuwe dag. Ek onthou, ek het my pa, toe hy 83 jaar oud was, vat ek en my broer om see toe. Daai jaar sommer 2 keer. Ons vat hom Umhlanga Sands toe en ek staan met my voete in die water, ek het bietjie op die strand gaan loop en my pa en my broer is hier agter teen die hotel, stap hulle op die voetpaadjie. En terwyl ek daar staan, op die volgende oomblik hoor ek hier's iemand hier by my en toe ek kyk, toe sien ek my yesterday, dis my pa. Hy's 83, nou loop hy oor daai los sand, hy slaan nie meer, ek moet nou, weet, en ek steek my hand uit en hy vat hom en hy kom staan by my, ek sê, "Jo pa, is jy alright?" En ons gesels te lekker. Later daai middag besef ek iets. En miskien kan jy daarmee in vereenselwig vanoggend. Toe ek 'n klein seentjie was en ek moes oor 'n gevaarlike pad gaan of ek moes in enige plek waar dit nie veilig was nie, dan het my pa net een woordjie gesê. Weet julle wat was daai woordjie? Handjie, dan moet jy jou handjie gee. 45 jaar later, 46 jaar later, staan ek daar en hy voete in die water, en toe ek my pa hoor, die eerste ding wat ek doen is, en sê is, handjie, en hy kom sit sy hand in my hand, en hy hou my hand vas, en hy sit saam met my daai, staan saam met my daar in daai water wat hom eintlik, of daai sand wat los is, wat hom eintlik kan laat val. Miskien sit jy in 'n situasie waar jy in 'n storm is, en jy moet soos Petrus nou in Jesus se oë kyk, want dis al opsie wat jy het. Jy kan nie nou wegkyk vir een oomblik nie, want dan val jy uit mekaar uit. Jou hart is reeds verbrokkel, maar jy moet aanhou in Jesus se oë kyk, elke sekonde van elke dag. Miskien sê die Here Jesus vir jou vanmôre, handjie, gehoorsaamheid word geseën. En daai seën is, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ek en jy is 100% afhanklik van die Here. Ek het 'n liedjie geskryf, ek het hom opgeneem saam met Jannie Moelman. En in hierdie liedjie skryf ek op 'n stadium, hou vas aan sy hand. En dit vir my so wonderlik is, my pa was mal oor Jannie Moelman. En ons het toe nou die liedjie saam opgeneem daai tyd, en my pa het dit gehoor. En ek het hierdie liedjie gesing vir hom. En na die tyd toe besef ek eers eintlik wat ek geskryf het. Daai oomblik toe ek sê, hou vas aan sy hand. En moenie los nie, hou aan met glo. Ek sing hom graag vir julle. Ek moet op die water loop. Ek weet ek moet uitklim uit die boot. Maar die storm weer voel net soms te erg. Die onbekende laat my twyfel langs die weg. Ek weet ek moet uithou en aanhou. Ek vier dat God my in sy hand vashou. Maar dan sien ek die stiltes van die berg. Dan raak die mosterdsaad geloof binne my weg. Dan raak die mosterdsaad geloof binne my weg. Hou aan met glo, ons sal kom van bo. Hou aan met bid, ons
is in die Here, aan met glo. Ons hulp kom van bo, aan met bid. Ons hoop is in die Here, ons hoop is in die Here. Ek weet die winde sal ons soms verwaai, Hulle dwarrel en hulle maak 'n groot lawaai. Dit waai met vrees, seer en baie smart, maar op my knie vind ek sy vrede in my hart. Ek weet ons moet nie sien om te kan glo. Daarom vestig ons fokus in sy oor. En as jy struikel en jy weet nie wat is reg, gryp sy hand, hy's die waarheid en die weg. Aan met glo, ons hulp kom van bo, aan met bid. Ons hoop is in die Here, aan met glo. Ons hulp kom van bo, aan met bid. Ons hoop is in die Here, aan met glo. Ons hulp kom van bo, aan met bid. Ons hoop is in die Here, aan met glo. Ons hulp kom van bo, aan met bid. Ons hoop is in die Here, ons hoop is in die Here. Aan met glo. Aan met glo. Ek het so 'n bietjie deur die woord gewerk en ek het agtergekom. Natuurlik weet ons hierdie goed reeds. En ek dink nie daar's iets wat ek noodwendig vandag vir jou sê wat jy nie weet nie. Miskien herinner ek jou net weer daaraan. Een van die opdragte wat die Here vir my gegee het is om te vergewe. En daai is 'n vrek moeilike besigheid vir meeste van ons. En hy het dit op so 'n manier gedoen en dit vir my so prakties gemaak. Ek het eendag bedien ek daar by 'n ouete huis in Kreersdorp. En daar's so 'n martannetjie wat na my toe kom na die tyd. Ek sê vir Tannie, het Tannie die optrede darm geniet? Sy sê ja, dit was goed. Ek sê nee, maar dan is ek bly. Ek sê kan ek vir Tannie iets doen? Sy sê jong, het jy CD's? Ek sê Tannie, daai tyd het ek nog CD's gehad, nou het ons mos nie meer nie. Ons verkoop nou hierdie stokkies, hierdie flash drives. Ek sê ja, ek het vir Tannie, nou is ek maar dankbaar, sy stel daarin belang. Ek sê, weet Tannie wat, in my bakkie het ek CD's, ek gaan sommer vir jou een haal, en dan gee ek hom vir jou. Jy hoef my nie, ek gee hom vir jou. Sy sit haar hande so in haar jippe. Sy sê, jong, ek het geld, hoor. Ek sê, nee, maar dan sit reg. Sy sê, jy moet net bietjie wag, ek gaan nou eers my beursie haal. Ek weet nie waar haar kamer was nie, maar dit was 'n halfuur gewees wat ek wag vir die bloody beursie. Bakkie idle, en eventually kom dit aan die aangeloop met haar wallet. Hier gaan sy en sy kom by my, en ek sê, nee, maar wat gaan nou aan? Haar oogies is bloedrooi gehuil. Ek sê, Tannie, nee, wat gaan nou hier aan? Hoekom is Tannie dan nou hartseer? Sy sê, nee, jong kind, jy loop praat mos die hele tyd van vergifnis. Ek sê, ja, maar ek het oor vergifnis, ons mekaar vergewe. En iets wat ek genoem het ook is jy moet jouself vergewe. Jy weet, en partykeer moet jy die Here vergewe.
dat hy iets toegelaat het. En jy loop maar die ding in jou hart van jou, en jy kom nie deur daai ding nie. En ek wonder partykeer, daai oomblik toe ek Jesus se voete gewas het, of daar nie dalk daar 'n deurbraak vir my was nie. Want ek onthou, ek het pelle gehad wat op skool hulle eie lewens geneem het, en ek onthou die vraag wat ek die Here gevra het, as U dan nou God van liefde is, hoekom sal U nou dit? Ek onthou daai tipiese self, me, myself en I vraag, asof ek in 'n posisie is om God te bevraagteken. Weet jy? Maar ek het daaroor gepraat, maar natuurlik die selfvergifnis ook, en dit is belangrik, as die Here jou vergewe het, hoekom verwyd jy jou steeds oor dinge wat jy verkeerd gedoen het? Dis mos nou agter jou, man. Gaan aan met jou lewe, die Here het jou vergewe, jy's vry, dis klaar, dis wat belangrik is. Maar in elk geval ek het daaroor gepraat. Sy sê, my kind, sy sê, Tannie, het nou toe ek daar in my kamer toe gaan, om my beursie te gaan haal vir jou CD. Ek sê, ja, Tannie. Sy sê, toe ek in my kamer ingaan, in die portaal van my kamer, van my woonstelletjie, is daar 'n groot spieël, my kind. Ek sê, ja, Tannie. Sy sê, my kind, toe kyk ek myself so in daai spieël. En ek sê, jong, vandag vergewe ek nou vir jou, hoor. Ek sê, maar Tannie, dis mos pragtig. Dit is wat jy moet doen. Sy sê, ja, my kind, maar daar het nou iets gebeur, 'n vreemde ding. Ek sê, wat, Tannie? Sy sê, die oomblik toe ek dit doen, toe hoor ek 'n klapgeluid hier in die kant van my kop. Ek is seker die Here het die dowe oor oopgemaak. Weereens, soek die aangesig van God, en die res sal bygevoeg word. Ouens, dit raak laat, maar ek wil darm net afsluit met iets wat ek gelees het in die woord, wat vir my baie belangrik is. Ek wil jou herinner daaraan, en ek het dit nou gesê ook, jy weet, ons is hier op aarde, ons is nie in die hemel nie. Ons gaan deur besondere uitdagings, en dit is moeilik, maar ek wil jou herinner aan 'n paar karakters. Gideon, Rigter Gideon, hy het 'n opdrag gekry, om die Midianiete uit te wis, en hy het 22,000 manne bymekaar gekry, en hy het vir hulle gesê, manne, want hy self nie kans gesien nie, hy het nie gedink hulle gaan dit ooit kan doen nie, en hy het vir hulle gesê, as julle nie, die van julle wat nie kans sien nie, kan maar, en ek dink, ek weet nie hoeveel, maar 8 of, ek kan nie onthou waar daar staan nie, maar ek dink, as omtrent 8 of 9,000 het net beweeg, hulle het nie meer kans gesien nie, en hy het met daai ouens wat oorgebly het hy geloop, en hulle het by 'n rivier gekom, hulle moes water drink, en hy het 'n opdrag gekry, die manne wat uit hulle hande uitdrink, dis die ouens wat gekies word, op die einde van die dag was hulle 300, hulle het nie wapens gehad nie, hulle het fakkels gehad, en hulle het gebreeke kruie, hulle het kruike gehad, ek weet nie wat hulle die goed geskit en die mekaar, ek weet nie, maar hulle het geraas gemaak met dit, en hulle het gesing, tot eer van God, en terwyl hulle dit gedoen het, het God bonatuurlik die Midianiete in 'n beswyming laat gaan, ek weet nie wat het daar presies gebeur natuurlik nie, maar hulle het mekaar uitgewis, net soos in ander verhale ook in die woord. Gideon het getwyfel. Miskien is jy hier en jy twyfel, jy sê, Dewald, ek weet nie meer watter kant. En ja, ek gaan nie eerlik wees, ek staan hier en ek praat lekker, maar ek praat myself, want ek weet, dis net die Here wat vir my kan help nou. Petrus was skuldig. Kan jy dink, nadat Petrus op die water geloop het en in Jesus se oë gekyk het, al die wonderwerke gesien het, gaan hy nog steeds en verloon Jesus 3 keer. Kan jy dink hoe moet hy gevoel het? Dink wat se verwyte het Petrus gehad. Dawid het alweer verval in versoeking. Batseba. Ek het die voorreg gehad, ek het daar in Israel gestaan in sy paleis. Ek het gekyk. En ek kan dink, ek het nogal vir Nesta gesê, ek sê hierdie ou mens serieus oë gehad het, want ek sonder 'n bril gaan hy nie vir Batseba hier raak sien nie. Vandag is dit maklik, manne. Ons sit met Batseba in ons hand. Jy kan net maklik hier bietjie 'n paar goedjies gaan skrol. As jy weet kyk as jou algoritme op 'n tannie wat vir jou dans. Doen dit. Kan dit doen. Daar's mos nie meer skeids meer. Die Here het jou mos vergewe vir jou sondes. Maar jy gaan bly skaam wees. Jy gaan nie vrymoedigheid hê om met die Here te kan praat nie. En dit beïnvloed jou verhouding met die Here. Dit was Dawid, maar God, Elia was uitgebrand. Miskien is jy hier en jy's uitgebrand, jy sien nie meer kans nie. Jy sê, Dewald, ek is klaar, ek is moeg. Ek het gisterand so gevoel. Ek sê vir my vrou, ek skryf, ek is gebroken, ek is stikkend, ek kan nie meer nie. Ek weet nie, ek voel vir my, wat gaan ek vir hierdie mense vanoggend gee? Ek kan maar net my hart gee.
Moses was oorweldig. God het hom toegerus en hy het vir hom manne gegee om hom te help. Samson was verlore. Samson het alles verloor. Samson. Maar toe hy daai pilare uitmekaar druk, toe vernietig hy meer van sy opposisie as wat hy ooit in sy lewenstyd gedoen het. Sy vyande is in 'n oomblik uitgewis, want God het sy krag herstel. Reg deur Rut het verlies gehad, maar sy was gehoorsaam. Hanna moes wag, Esther het vrees gehad, Maria Magdalena het 7 duiwels, hoeveel was dit? 7 demone in haar gehad. En vir wie het Jesus die eerste opdrag gegee om vir die disippels te sê, hy het opgestaan? Hoor julle God se genade. Die Here kom en hy herstel elkeen van hierdie karakters. Elke liewe karakter het God herstel en hy het hulle geseën. Wat maak my en jou beter? Sodat ons nie deur daai seer en daai uitdagings gaan nie. Die Here het vir my gesê, hy sê, seun, ek stel nie belang in jou gemaaksones nie. Ek stel belang in jou geestelike volwassenheid. En jy gaan saam met my 'n pad stap, en ek gaan jou vorm, en ek gaan jou reg kry, en ek gaan jou gebruik, tot eer van my naam. Die vraag is ek en jy bereid om my beheer af te staan? Te sê, Here, dit is reg, ek gee oor, nogtans, nie my wil nie, maar u wil geld. Here, maar ek gee oor my eie wil, gee ek in die hande. En vir my as 'n musikant, onthou ek sal nooit vergeet nie, ek het gedink, nee, ek gaan net by al die groot shows sal ek optree. Arrogant. Wat doen die Here? Hy sê vir my, jy gaan by die stikkenis van stikkenis nie, wat swaar kry, sal jy gaan bedien. As jy my hande en voete wil wees, skryf jy my nie voor waar jy sing nie. Jy skryf my nie voor waar jy bedien nie, jy wees gehoorsaam. Dank die Here, dit is hoe dit is. Ek sluit af. Jy sit hier met 'n deurbraak waarvoor jy wag vir die Here. Ek vertrou met my hele hart dat die Heilige Gees jou hiernatoe gestuur het vanoggend, sodat die Here iets besonders in daai hart van jou kan doen. Kom ons sluit die oë. Kosbare Here Jesus, Here, terwyl ek hier staan en kyk vir u wonderlike kinders, Here, vir wie u so lief is, besef ek, Here, ek weet nie wat in hulle hartjies aangaan nie, maar u weet. Here, partykeer is die uitdagings van so 'n aard dat ons nie meer weet watter kante nie. Maar Here, u weet. En daarom, Here, wil ek in hierdie gebed, wil ek vra dat jy in elkeen se hart kyk. En ek gaan hierdie gebed bid, Here, en ons gaan oorgee weer in u hande, soos wat u aan die kruis oorgegee het. U het gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Here, so vanoggend gee ons elke uitdaging wat ons het, elke stukkie seer, Here, wil ons vanoggend weer oorgee in u hande. En ons bid vir nuwe krag, en die Heilige Gees wat ons leiding gee. So, Almagtige God en Hemelse Vader, dankie Here dat u hier nou in my hart kyk. Vergewe my ongeregtigheid en my sondes. Here, vandag vergewe ek elke mens wat my seer gemaak het. Here, ek vergewe ook myself. Ek maak my nou los van die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na dit wat voor my is. Here, ek weet nie, hoe gaan ek deur hierdie seer kom nie, maar u weet. Here, u weet hoe ek by elke begeerte van my hart en u hart, en elke belofte van u oor my lewe sal uitkom. Kosbare Here, vergewe my. Ek vertrou u met my hele hart, Here, en ek hoor u stem, Here, ek is gehoorsaam aan u stem, Here, en ek vertrou u, en die res, Here, sit ek oor in u hande. En ek sê dankie, Here, dat ek met niemand hoef te vergelyk nie, maar Here, dat ek eendag op 'n slag u hand kan vat, Here, en saam met hierdie pad kan stap. Ek gee dan nou oor my lewe, elke behoefte, elke begeerte van my hart, elke stukkie seer, elke bekommernis oor die toekoms. Here, gee ek oor in u hande. En ek sê dankie, Here,
Nogtans, nie my wil nie, maar U wil geld. Seël hierdie gebed in die naam van Jesus. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.